Ry saam. Ek sit nou in die bussie op pad Stellenbosch toe hier van Riversdal af. Môre word daar 'n skandering van my gedoen en oormôre sien ek vir professor van der Merwe om te besluit wanneer my operasie gedoen gaan word. Vandag ry ons Woester om en nie met die N2 langs nie. Louis het vir my 'n sitplek by die skuifdeur bespreek. Die voorste sitplek langs die bestuurder, wat hy gewoonlik vir my bespreek, was reeds gevul. Ek is met 'n effense somber gemoed weg vanoggend. Louis se gemoed was ook nie te lekker nie. Met die laaste, ek is lief vir jou, word die skuifdeur toegemaak. Toe ons Riversdal uitry, dink ek, laat dit altyd ons laaste woorde wees wanneer ons groet. Die vrou oorkant die paadjie, groet vriendelik, môre, so effens opwaartse stemtoon. Ek groet terug, môre. Langs haar sit ek, neem aan, haar seun met 'n stoppelbaard, poniestert en oorfone. Ek het my oorfone ook ingepak. Dalk wil ek iets luister of kyk. Tog voel ek dat ek nou eintlik vir niks lus het nie om te luister nie en ook nie om te kyk nie. Ek het ook 'n boek ingesit van Etienne van Heerden, Haai Karoo. Ek verlang na die wydheid van die Karoo en gedink dis goeie leesstof om my in my verbeelding saam te neem Karoo toe. Die eerste storie, asook die tweede storie, was effe morbied. Toe sit ek maar die boek neer, want hiervoor het ek nou nie lus gehad nie. Ek het vandag my pruik opgesit. My broers het dit vir my gekoop toe hulle hoor dat die chemo my hare gaan laat uitval. Soos ek so dikwels sê, net vir die high days en die holidays. Vandag 'n sekere high day. Op Swellendam laai ons 'n meisie op. O genade, sy's groot. Ek dink net, waar sal die jonge dame nou sit? Sy skuur so dwars verby my met 'n netjies gepaste stywe jean aan en 'n effe loshangende pink blouse. Haar grimering is perfek aangewend. Die busbestuurder sê toe, daai enkel sitplek waar die bespreekkaartjie op is. Ek slaak 'n sug van verligting, want ek het die medepassasier wat langs haar op 'n 2-sitplek bankie sou sit, jammer gekry. Van die busbestuurder gepraat. So van skuins agter lyk hy kompleet soos die musikant Rocco de Villiers. Ek wonder of hy dit weet. Ons ry by Rietvallei Wynplaas in die Robertson distrik verby, waar my jarelange vriendin Estie se dogter, Elizabeth, nou bly. In 'n vlietende oomblik hardloop my gedagtes na al die heerlike kuiers saam met Estie by hulle huis op Gobabis, langs die swembad onder die akkerboom. Ja, kan jy glo, 'n akkerboom in Namibië. Haar tuintjie, waar baie van my weggieplantjies ook welig gegroei het, was altyd 'n lushof vir die oog. Ek sien haar waar sy kaalvoet met die tuinslang die blomme en die bome lafenis gee op 'n warm somersdag in die Kalahari. Sy het jou altyd met styl trakteer. Enigiets te drinke of te ete. Sy was 'n bakster van formaat, bekend vir haar swartwoudkoek. Steentjie van Wyk van Vryserburg se eie dogter. Styl kan nie gekoop word nie. Ag, ek verlang sommer nou. Op Robertson stop ons vir 'n vinnige draailoop of ietsie te ete en te drinke. Toe sien ek, genade, hier is nog so 'n groot vrou in die bus. Elkeen se spaarwiel sit net op 'n ander plek. Ek het nou nog nie gekyk waar sy sit nie. Sommiges het 'n GarageBay gekoop, 'n Energite en koffie ensovoorts. Ek het niks gekoop nie, want ek het my water en my amandelbroodjie wat ek self gebak het, en dis eers genoeg. O ja, ek het darm nog 'n paar stukkies droë wors ook. Die het ons nou eendag by 'n bekende supermark in Stellenbosch gekoop, die Square soos die mense praat. Kyk, as droë wors langer as 'n week in jou yskas oorleef, dan moet jy wonder. As 'n mens eers jou eie droë wors gemaak het, is jy dalk te vol fimies oor 'n ander se droë wors. Och, ek sien nog die skottels droë wors wat so pas afgehaal is, en jy moet jouself in toom hou om nie te veel te eet van die vars, murgsag droë wors nie. Op Stilbaai het ek 'n spesifieke slaghuis waar ek altyd droë wors koop. Dis die naaste aan die ware Jakob.
Die wingerde en plase wat langs die pad verbyvlieg, is sielsverrykend mooi. Net verby Woester kruip die pragtige blou berge vanoggend agter die duinserigheid weg. Hulle het gesê dit gaan warm word in die Boland vandag. Links van Rocco sit 'n tante. Soos ek haar van agteraf kyk, lyk sy soos 'n stoere boervrou wat van 'n plaas in die Kalahari of die Karoo op pad is dorp toe. Die haartjies is netjies kort gesny, nie 'n haartjie uit sy plek nie. Sy het haar dorp toe gaan, goue oorbelletjies aan. 'n Swart blommetjiesrok waarvan ek net die een mou kan sien. Die kop, nek en bors is amper soos 'n eenheid. Die arm wat by die mou uitsteek, lyk soos arms wat 'n skottel deeg kan knie tot hy loskom van die hande. 'n Skaap alleen uitmekaar kan maak en kan vleiswerk vir die eerste span. Voorware voorslag. Nou wonder ek egter, hoekom sou sy nou haar sonbril opsit net toe ons die tonnel binne gaan? Die vrou oorkant die paadjie wat so vriendelik gegroet het 'n swart en wit polkadot wye broek aan, swart toppie en 'n modieuse wit linnebaadjie en 'n leer handsakkie wat al ingeleef is. Haar toenails is so neon-oranje kleur geverf met swart en goue sandale. Ek het net gisterand my toenails 'n effense meer gedempte oranje geverf vir die Bolandse besoek. Die mooi gryskop, goed versorgde vrou klim in die Parel af waar die bussie by die Shell garage stop. Die man met die bokstert is toe nog nooit haar seun nie, maar 'n Engelsmannetjie wat op pad is Kaap toe. Oorkant die Shell garage is die Kommaweer kafee. Dit bestaan al van die 70er jare toe ek in die Parel skool gehou het. Dis 'n 3-verdieping gebou. Heel bo links was my bachelor's flat. My deposito daai jare was R50 en toe verdien ek maar R400 per maand. Die dag toe ek daar uittrek, wou die eienaar nie my deposito teruggee nie, want die woonstel was dan nou konsuisvuil. Ek het egter op my punte gestaan en hom vertel hoe die woonstel gelyk het toe ek daar ingetrek het en hoe ek moes skoonmaak om dit leefbaar te kry. Op die ou einde het ek darm my R50 deposito teruggekry. Op pad Stellenbosch toe laat weet ek vir Louise, my dogter, ons is nou net by Klapmuts verby. Die dogter van my kan soms so 'n bietjie laat wees. Dis moet ek maar betyds laat weet. By my bestemming by die Engine Fulstasie in Paradyskloof klim ek af, as ook die antie van die Kalahari. My beskrywing was nie ver verkeerd nie. Die blommetjiesrok is toe 'n loshangende blouse oor 'n 3/4 swart kortbroek. Net so op die knie. Laasgenoemde is natuurlik net gemakliker vir die ryery. Ons is vroeg, amper 'n hele halfuur. Al ons bagasie is afgelaai. Ek het natuurlik weer heel wat goedjies gehad, 'n tas, 'n kameelkleur, 'n seilerige sak, 'n koelsak met alles en nog wat in om koud te bly, sowel as 'n swart vuilgoedsak met Susan se 4 dogtertjies se reddingsbaadjies in. Hulle gaan die naweek langs die Olifantsrivier kamp waar hulle dit nou nodig sal kry. Daar trek die bussie verder vir sy laaste skof Kaap toe. Ek en die Kalahari vrou staan nou alleen daar, want nie een van ons twee se geleenthede het toe al opgedaag nie. Nou maak ons maar geselsies. Sy is toe van Riversdal se wêreld, was 'n boervrou en kom nou Stellenbosch toe vir 'n voetoperasie. Haar dogter kom haar haal. Maar sy sal maar so lank daar oor kan die pad by Spar se koffieshop gaan wag, want sy kan nie so lank staan met die voete ding nie. En daar gaan sy, en ek staan alleen. Sulke tye kyk ek maar die mense in die motors, 'n wonder, maar net waarheen almal so haastig is. Gaan die lewe nie soms by 'n mens verby as alles net altyd teen die spoed van lig gedoen word nie? My geleentheid dag op, en toe raak ek ook haastig, want ek wou nog met die gordyne van Louise gaan help, voordat my volgende geleentheid, my seun Gerrit, my kom optel, na my eindbestemming in die Parel. Môre gaan ek die dokter sien, om te hoor hoe die pad vorentoe aangepak moet word. En toe Gerrit daar kom, hak ons die laaste gordynhak in die ring. Klaar. Ek is altyd dankbaar vir God se groot genade. En ek is dankbaar elke keer wanneer ons veilig arriveer.